Goeiemôre almal wat ons gaan volg op Facebook of op YouTube. Klik like en subscribe. Dis mos die randjie wat like, subscribe en share. Daai drie goedjies. Dis maar net om die evangelie uit te bring. Goeie boodskap, die goeie nuus wat ons verkondig. Dit gaan oor die woord. Amen. En die woord alleen. Die waarheid. Die waarheid sal julle vrymaak. Ons wil nie verlore gaan as gevolg van 'n gebrek aan die waarheid en in die wysheid nie, nee. Amen. So ons gaan aan met 3 vers 16. Ons is by Klaagliedere 3 vers 16. Ek weet nie, ek gaan nou maar die preek met oorpreek wat ek laasweek gepreek het, want julle was nie hier nie. Amen. En julle het seker nie die video gekyk nie. Okay, daar was 'n probleem, tegniese probleem, so in die middel van die video raak alles net weg, die klank. So, Ja. ons gaan nou probeer met Siska se grandfoon. Dis 'n Huawei met 'n 5 megapixel kamera hierso met Dolby stereo nog te opneem. Dolby surround sound. Julle kan dit in die cinema gaan kyk. Dolby surround. As julle wil. So ja, ons gaan aan met, ons begin nou vandag met nogal gepas klaagliedere. Amen. Ons almal hierso vanmôre het dinge wat ons pla, die lewe wat te probeer oorhand kry oor ons. Maar dit is nie hoe ons die Bybel ken nie. Die Bybel sê ons moet ons laste vir die Here gee. Amen. As ons vermoeid en belas is, gee jou sorges vir die Here. Want partykeer weet ons nie wat om daarmee te doen nie. Maar dit is net die Here wat weet. En jou laste is partykeer so swaar dat dit op jou knieë laat gaan. Amen. En dit is 'n goeie plek om te wees, op jou knieë. En dis daar waar jy met die Here praat. Amen. Dis waar. Amen. So, ons gaan met Klaagliedere 3 vandag. Klaagliedere 3 vers 16 sê die volgende. Hy begin met die woordjie wou. Sien julle daar? Amen. So klaagliedere is, wat ek net so in kort sê, waaroor klaagliedere gaan. Dis 5 hoofstukke. Party van hulle is lekker lank. Dis liedere, dis basies gedigte wat Jeremia, hulle sê dit is Jeremia, maar ons neem aan dit is hy wat dit geskryf het. Dis 5 gesange, 5 gedigte wat hy geskryf het om hulle lot, sy lot te bekla by God, as ook die volk se lot. Dit is geskryf tydens die ballingskap laat daar lig op die onderwerp wees. Hy het dit geskryf terwyl hy in ballingskap was, tyd deur Nebukadneser weggevoer was in ballingskap. En hier sit hulle nou in Babylonië, sonder 'n land, sonder 'n inkome, hulle het nie inkome, maar hulle verlang terug na hulle land toe. Nou skryf hy hier, wou. En hy het my die tande op grys klippertjies laat stikkend byt, my in die as neergedruk. Dit moet nogal erg wees, om so te kan sê, nee. Dit sluit aan by Psalm 102 van vers 1. Die opskrif daar, Psalm 102 vers 1. 'n gebed van 'n elendige. Wie van ons voel vanmôre elendig? Maar ons is elendig, maar ons is nie verslaan nie. Nee? Amen. 'n gebed van die ellendige as hy beswyk en sy klag uitstort vir die aangesig van die Here.
dat ek hierso bly staan. Net hierso. Ek mag nie daar staan. Net hier staan. 'n gebed van die ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in die benoudheid is nie. Neig U oor tot my. Op die dag as ek roep, verhoor my gou. Ja, is dit nie 'n mooi gebed nie? As die Here jou, as die dinge in die lewe soms toelaat dat jy op jou knieë beland, bid Psalm 102. Neig U oor tot my. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in die benoudheid is nie. Neig U oor, luister Here as ek roep na U. Die Here luister altyd. Maak jou hart oop vir die Here, sodat hy kan inkom en jou probleme wegneem. Nie wegneem nie, jou help om dit te kan deurstaan. Onthou, toe ons tot bekering gekom het, het die Here nie wonderbaarlik alles weggevat vir ons. Hy gee vir ons die vermoë om saam met hom deur die probleme te kan gaan. Toe hy in die boot was saam met die disippels, toe hy storm kom, was hy saam met hulle in die boot. Maar hy het gelê en slaap. Hulle moes hom wakker maak. En toe hy wakker gemaak is, toe hy met 'n woord het hy storm stil gemaak. Partykeer wil slymer die Here in die bootjie, saam met jou op die see. As daai golwe te oorweldigend raak, vra nie die Here, gaan op jou knieë en hy sal jou hulp geroep word. Amen. Amen. Dis net in 'n neutedop voordat die ware ding genoeg gaan. Dit is 'n gratis inligting wat ek nou vir julle gegee het. As sentrale tema van vandag is, daar is hoop wanneer die donker wolke saamdrom. Amen. Daar is hoop wanneer die donker wolke saamdrom. Okay. Ek het gesê boekjare klaagliedere is 5 hoofstukke wat Jeremia geskryf het om sy lot as ook die volk se lot by die Here te bekla. Die gebruik van die Hebreëse alfabet, as julle sal sien daar as julle klaagliedere lees, dat elke 3 verse begin met 'n letter. Gaan vir ons weer daarna Psalm na klaagliedere toe. Klaagliedere 3. Sien daar by Alef, dis A. Elke 3de vers. Aan bet. Bet, gaan maar. En dan gaan jy so aan. So vers 16 begin met Wal, wat die 6de letter in die alfabet is. In Afrikaans is Wal. En ja, sit vir ons daai op. In Hebreëus is dit Wav, wat die syferwaarde vir 6 is. En ons weet die syferwaarde 6 is vir die mens. Dit wys op die mens. Die 6de dag is hy geskape, 6 dae met jy arbei, en dit is ook die merk van die dier, soos volgens Openbaring, die merk van die dier is dan 666. Nee, 666. Nou die syf, die teken vir Waf, jy sal sien daar, lyk soos 'n tentpen. En wat is die funksie van 'n tentpen? Om geanker te wees. Geanker te wees. Ek het gesê, die syfer 6 is die mens. Die mens is geanker. Ok? Weet julle dit? Die twee by mekaar. Weet julle nou daar? Die 6de gebod. Ek weet dit is ook daar. Kan net maak net jou browser oop. Wat is die 6de gebod? Weet jy dat? Mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Eksodus 20.
Ja. Eksodus 20. Jy mag geen gode voor die aangesig, jy mag vir jou geen gesniede beelde hê nie. Jy mag nie die naam van die Here jou God heilig gebruik nie, gedenk die Sabbat. 6 dae moet jy arbei en die werk doen, 7de dag is die Sabbat. Eer jou vader en moeder, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie erfbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuies gee nie, jy mag nie naaste se goed begeer. 60. Daar is die lettertjie waf, sneel hy uit soos 'n tentpen. So, wat ons nou eintlik wil sê is, hoekom het Jeremia vers 16 met waf begin? Hy het gesê hier, wat is hy vers? Waf. En hy het my die tande op grysklippertjies laat stikkend byt, my in die as neergedruk. Hoekom is hulle in hierdie situasie? Want hulle was ongehoorsaam. Hulle het God se gebooie verontagsaam deur ander afgode aan te hardloop. Hulle in hulle menslikheid het sonde gedoen en wegbeweeg van God. En God is besig om hulle te dissiplineer en hulle konsekwensies, hulle gevolge van hulle besluite moet hulle nou uitleef. So hulle was mens, dis hulle menslike fout wat hulle gemaak het. Maar ek wil jou nou iets moois wys. In the book of Exodus, in die boek van Exodus, in die maak van die tabernakel, was daar tentpenne gebruik. Om die tent, om die buite omheining van die tabernakel vas te hou. Die tentpenne buitekant die tabernakel, jy weet hoe lyk die tabernakel nie. Dit is ons daar 'n prentjie op van die tabernakel. Hy het 'n omheining gehad met wat van 50 doeke, wit linne doeke gemaak is. En hy's weerskante van vir elke paal is hy met bobkaartdraad vasgemaak in die grond in. En daai penne aan die buitekant was van koper gemaak en die penne aan die binnekant was van silwer gemaak. So die mens buitekant, Jesus, hy sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. en die lewe. Die outerkant, die is hier is die ingang, né? En dan die tabernakel. Hierdie outerkant is 'n doeke. Hy is met penne aan die kant, buitekant en hy speel met penne aan die binnekant. Die buitenste penne is van brons gemaak en die binneste penne is van silwer gemaak. As jy nie by die weg ingaan nie, is jy nog aan die buitekant. As jy koper. As jy ingekom het, dan is jy silwer. Kom ons kyk. Wat is die verskil, die simboliek van brons en van silwer? Dit is so mooi. Kom ek gaan vir julle in Engels lees. So mooi hierdie. Bronze pegs represented God's steadfastness, judgment and endurance as a durable metal symbolizing God's power and the firm foundation of His justice. As jy nog buitekant is, moet jy jouself onderworpe stel aan God se justice. Want sy die loon van die sonde is die dood. Okay? En dis se oordeel. Silver hooks represents redemption, purity and divine connection. Amen. So buitekant is jy brons. As jy buite die Here is jy brons. As jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, dan is jy geredeem. You are purified and you are connected to Jesus Christ. Amen. Is dit nie mooi nie?
Together, the bronze and the silver in tabernacles, pegs and supports illustrate the biblical themes of judgment and mercy, or God's justice outside and Christ's atonement inside. I am the way, the truth, and the life. Bronze was a strong, durable metal signifying the stability and strength needed to uphold God's holy standards. Buitekant, as jy onderworpe aan die wet, moet jy God se standaarde onderhou deur die wet. Bronze was used in a bronze altar where sacrifices were made to atone for sin, pointing to God's righteous judgment against sin. So vir ons daai prentjie op van die tabernakel. So alles in die binnehof was van brons gemaak. Die altaar waarop hulle offerhandes gebring het, was van brons gemaak. En van die eerste ding wat jy gekom het in die tabernakel was die altaar, wat van brons gemaak is. Die tweede ding wat jy gekry het voor jy by die heilige ingegaan het, was die waskom, wat ook van koper gemaak is. Wat nogal baie interessant is, die priesters het hulle self gewas in die koper waskom. En daai brons wat hulle gebruik het om die koper waskom van te maak, is die spieëls van die vrouens. Wat sê die woord vir ons? Die woord is die spieël waardeur ons onsself skoonmaak. Jy het die skrif al gelees. Ek kan nie nou pas. Want dit is wat dit simboliseer. Die woord was jou. As jy die woord lees, maak jy jou skoon en hy purify jou. Wanneer jy in die woord kyk, is dit soos in 'n spieël. Wat sê? 1 Korintiërs 13. Ja, 1 Korintiërs 13. Sorry, vergeet hoe jy lyk en so. Yes. Okay. Vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Dis die spieël waardeur ons kyk. Partykeer is die woord wat ons lees, 'n raaisel vir ons, né? Want ons kan nie alles verstaan nie. Redemption, symbolism of silver hooks. Silver is frequently associated with redemption and atonement in the Bible, linking to themes of ransom and salvation. So as jy by die Here ingegaan het, het hy jou gered. Dan word dit silwer. Amen. So dis van net in kort die 10 penne in die tabernakel. Kom ons gaan voort met waf. Hoekom het hy met waf begin? Ek het gesê dat dit menslik is, maar kom ons lees net die vorige vers. So ek sê 'n spyk, dit is 'n pen. Hy wil iets aan mekaar vassit. Wat sê vers 15 vir ons? Hy het my met bitterkrye versadig, my genoeg wilde als laat drink. En kyk die sleutel, en hy het my bitterkrye laat versadig. En hy het my die tande op grysklippertjies laat stikkend byt. Hy praat hiervan God. Hy erken dat hy as mens, hulle as volk gesondig het teenoor God. En dat hulle nou gebukkend gaan onder God se dissipline. Volgens Deuteronomium 28. Ons almal ken daai hoofstuk. Die eerste gedeelte is die blessings. As jy die Here God gehoorsaam is, sal dit goed gaan met jou. As jy hom ongehoorsaam is, sal al hierdie vloeke op jou volg. Ek sal jou wegvat uit jou land uit, ek sal jou hongersnood gee, daar sal nie reën op die aarde wees nie, dit sal beroerd gaan met jou. Nou wat wil hy nou eintlik hier sê met, wat beteken dit om jou tande op grysklippertjies te laat stikkend byt? Wat beteken dit?
Dit beteken, dit is, as jy brood eet, met klippe in. Jy hap so lekker aan, het jy al is dit al gebeur met julle. As jy iets eet, as er iets hards in jou, dan byt jou tong jou tand af, breek jou tand af. Het dit al met julle gebeur? Of jy byt iets en dan voel jy soos 'n stuk sand of sandkorrel of 'n Alles jy liekerbol geëet het. Ja, dit ook. En klippertjies in. Daar het ons sê ook, dit is soos 'n rou dat jy in as, Yes. sak en as, dit assosieer kan word daarmee. Asof hulle van grond geneem het. Yes. God het hulle brood laat eet wat met besoedelde meel gemaak is. Onthou hulle is in die middel van hongersnood. En hulle het heel moontlik nie meel gehad. Die koring is gaar. Die koring is weg. Josef is al lankal dood. Nou sê hy het nie 'n voorsiening gemaak vir die hongersnood in Egipte. Hulle het mos hy is nie meer daar. Nou het hulle nie meer meel nie. Nou moet hulle meel by mekaar skraap. Daar's miskien net 'n bietjie meel wat in die pot is, ou meel, wat iemand miskien weggegooi het. Dis besoedelde meel. Dit is al wat hulle het om brood van te maak. En God laat toe dat hulle dit nou moet eet. En hulle eet daai brood en dit is vol klippe en dit is vol sand. Dit is nie lekker nie. Dit is nooit lekker as jy gedissiplineer word nie, nee. Ja, altyd 'n einde. Dit is 'n einde. Maar hy dissiplineer jou omdat hy jou liefhet. Amen. Hy laat jou nie alleen nie. Hy is nog steeds hulle God. Jeremia en die volk was nog steeds sy volk. God het hulle nie weggegooi nie. Vers 16 is nie die einde nie. Daar's altyd hoop wanneer die donker wolke saamdrom. Amen. Amen. Dit moes seker vir die Jeremia baie traumatiese tyd gewees het. Om so iets te verklaar, moes hy 'n intensiewe emosionele wroging gehad het. Dit laat my dan ook onwillekeurig dink aan Jesus se kruisiging, waar hy geforseer was om bitter wyn te drink. Ek verwys nou na vers 15. Hy het my genoeg wilde als laat drink. Jy onthou vir Jesus aan die kruis, toe hy geskree het, Eli, Eli, lama sabachthani, tot hulle ons gehardloop en hom bitter asyn gegee, suur asyn gegee om te drink. Nou hierdie wroging wat Jeremia deurgegaan het, wat hy sê, die Here het my bitter als laat drink. Als is amper so iets soos alwyn, is dit nie? Ek weet nie of jy al alwyn gedrink het of geëet het nie. Dit is seker die slegste goed op die son. Ja. Asof die eet van slegte brood nie erg genoeg was vir die Jeremia nie. Onder die aarde, Wat het hy gesê? Op die son. op die son. Het hy gesê op die son? Wat? Op hierdie onder die son. Op hierdie stofbedekte aarde. Amen. Is dit beter? Jammer vir my. Swaar jy nederig om verskoning. Die Amplified verduidelik dat Jeremia hier verklaar dat hy met as bedek is en dat in die stof ingedruk is. Kyk vir ons daar die Amplified op. Amplified Plus. Amplified Plus. He has covered me with ashes and made me cower in the dust. Ja, dit was vir hulle verskriklik gewees, né? Maar dit is hulle eie toedoen. Hulle het self besluit om agter afgode aan te haak. Nou vra hulle God vir genade. Maar God is genadig. Vers 16 is nie die einde nie. En ons onthou ons herinner ons aan Job, toe daar op die ashoop gesit het en sy honde gekrap het met 'n potskerp. Toe daar in sak en as gesit. Het die lewe jou so al
afgedruk in die afgrond dat jy in sak en as het. Het dit al so erg met jou gegaan, dat jy in sak en as sit op 'n ashoop, en jou wonde krap met 'n potskerf. En toelaat dat die honde jou kom lek, jou wonde kom lek. Dat jy net 'n bietjie verligting kan kry. Ek dink nie ons het al sulke erge trauma deurgegaan. Klagliedere 3. Vers 16 het gesê is nie die einde nie. Kom ons lees daarvan af vers 20. As my siel terdee daaraan dink, buig hy hom neer in my. Amen. So, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Amen. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Dis waar. As jy lewe is daar nog steeds hoop. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Is dit nie mooi nie? Dankie Abba Vader. Ons hoef nie vasgesteek sit by vers 16 nie. Hulle is elke môre nuut. Amen. U trou is groot. His mercies are new every morning. As ons 'n liedjie wat ons sing. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Jy moet met jou siel praat. Jou siel praat met jou. Hy sê, die Here is my deel. Daarom sal ek op hom hoop. Dit voel of God jou verlaat het, of God jou weggegooi het. Maar daar is hoop. Amen. His mercies are new every morning. As jy nog asemhaal, is daar hoop. Dis waar. Vers 16 toon die erns van die gevolge van sonde. Jeremia skryf sy heilige leiding toe aan God se oordeel. Kyk ons daar Hebreërs 12. Het julle al Hebreërs 12 gelees? Kom ons lees. Hebreërs 12. Daarvan vers 5. Die opskrif hier is volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Volhard ons onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Boetie het gebid vanoggend. As ons onsself herinner aan Jesus se kruisdood. Dis waar. Vergelyk jou omstandighede aan Jesus se kruisdood. Dis nie 'n patch nie. Né? Dis waar. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ek sluit die Bybel staan ook as hy praat van my seun, sê my dogter ook, né? My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Amen. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders
en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders in die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. So wat kweek dissipline? Respek Amen. en eer en ontzag. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Amen. Want hulle het ons wel, dis ons aardse vaders, 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig. Onthou, jou ouers is nie perfek nie, hulle is mens. En hulle probeer jou opvoed volgens wat hulle dink die beste vir jou is. Nee? Dis wat Paulus hier skryf, of weer Hebreërs skrywer is. Hulle beweer is Barnabas, so ons gaan maar daarmee. Hy sê, jou ouers het jou probeer oplei na die beste wete. Maar hy, God, tot ons bes wil. Sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Want, nou sê Jeremia, en dink ons aan Jeremia, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Dis mos nie lekker om gedissiplineerd te word. Né? Terwyl hy roetang op jou agterend neerval, dan is dit nie lekker nie. Want deesdae is corporal punishment nou nie meer daar nie. Dit is seker nie lekker as jy daar in die hoekie moet sit vir 'n halfuur nie. Time out, soos dit hulle deesdae sê. Ons maak nie kinders met sielkundig groot nie, né? Die Bybel sê, sla die sotheid uit sy agterend uit. Né? Ek sien Amerika het teruggesit nou in die skole. Dis goed. Want dissipline kweek eerbied en ontzag En dan kom daar gehoorsaamheid. en gehoorsaamheid. Nou, terwyl jy gedissiplineer word, is dit nie 'n saak van genot en blydskap nie, maar van droefheid. Kyk vir Jeremia. Hy het 5 lang hoofstukke geskryf oor klaagliedere van Jeremia, want hulle was gedissiplineer. Maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van, wat sê daar? Geregtigheid. Waar ons moet vertel? 'n Vredevolle vredevolle vrug. vrug van Geregtigheid. geregtigheid vir wie? Die wat Vir daar die deur geoefen is. Wat daardeur geoefen is. Een pak slaag 'n maand help nie. Jy moet geoefen wees in dissipline en die ontvang daarvan. Maar die persoon wat dit toedien, moet dit in liefde doen. Né? Tugtig diegene wat jy liefhet. Moet dit nie uit haat doen nie en uit woede nie. Charlene, jou pak slaas op pad. Doen dit in liefde. Pa, as jy jou dogter liefhet, moet jy hom 'n pak slaag gee. Maak nie saak hoe oud hy is nie, of hoe oud sy is nie. Want, as jy daardeur geoefen is daar 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid. Amen. Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is, nie het lid raak nie, maar liewend gesond gemaak word. Amen. Jaag die vrede na met Almal. almal. Hulle het nie daar gesit almal en hulle moes daar gesit het eina. Stop and calmly think about this, Selah. Jaag die vrede na met Almal. almal. Nie net diegene waarvoor ek lief is nie. Nie net diegene wat my goedgesind is nie. Nie net diegene wat
my familie is nie. Nie net diegene wat ek vir lief is nie. Wat sê hy nou? Almal. Wat sê dit in Engels vir ons? Everyone. Wanneer ons dit in Engels lees, sit ons daar die Amplified. Dan lyk my hulle verstaan nie Afrikaans nie. Kom ons lees dit in Engels. Vers 11. Nee, vers 14. Continually pursue peace with everyone, and the sanctification without which no one will ever see the Lord. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hoekom sit die skrywer van Hebreërs dit bymekaar? Heilig is heiligmaking en om vrede met jou vriende, met die almal te hê, loop dit hand aan hand. Miskien. Is heiligmaking en vrede met jou naaste nie gekoppel aan mekaar nie? Hy sê dan in een vers, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Streef ons heiligmaking na. Elke dag. Ek moet seker plan probeer. Deel daarvan is vrede met jou naaste. Vrede met almal. Ouch. Jy kan nie heiligmaking nastreef as jy 'n wrok teen jou naaste het nie. Ja. As jy 'n wrok teen jou naaste het, trek die Here die handrem op met jou heiligmakingspad. Hy sê, stop, maak reg, laat sak jou handrem weer. Heiligmaking en vrede met almal. See to it that no one falls short of God's grace, that no root of resentment springs up and causes trouble, and by it many be defiled. Amen. And see to it that no one is immoral or godless like Esau, who sold his own birthright for a single meal. Ja. Wat het die skrywer hier vir ons probeer sê van, ons almal weet die verhaal van Esau, wat sy geboortereg verkoop het vir 'n pot lensiesop. Wat beteken dit vir ons geestelik? Wat is daai les? Ons moenie ons geboortereg is die ewige lewe. Amen. Né? Ons is kinders van God. Amen. Ons is geregtig op die ewige lewe. Moenie toelaat dat huidige en goedkoop plesiertjies en huidige genietinge jou ewigheidserfenis besteel nie. Ja. Ons moenie soos Esau wees wat sy geboortereg verkoop het vir iets tydeliks nie. This what you do today will echo in eternity. Amen. Amen. Dis waar. Ek dink wil ek ter afsluiting ietsie Engels lees, so ietsie lees vir julle. Net so, geef ons weer klaagliedere. Klaagliedere 3 is in 4 dele opgedeel. Vers 1 tot 20, 21 tot 24, 31 tot 33 en dan 40 tot 41. Vers 1 tot 20 sê vir ons, ek net in het Engels lees, the first part of the chapter uses a long list of graphic imagery to describe the suffering of the prophet and by extension the whole nation. In verse 16 the verse reads, he has also broken my teeth with gravel and has made me cower in ashes. The Vav
simply links these two actions, emphasizing the cumulative hardship. This section is a raw and honest expression of feeling abandoned by God. Vers 21 tot 24, the shift to hope. The dramatic turning point comes in verse 21, where the author recalls a fundamental truth. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen. They are new every morning. Great is your faithfulness. This shift acknowledges that even in the midst of discipline, God's covenant loyalty remains intact. Onthou, wanneer jy gedisiplineer word, bly jy nog steeds 'n kind. As jy pa jou dissiplineer, bly jy nog steeds 'n kind. Nee? Hy gooi jou nie weg as 'n kind. Gisterand verduidelik. Ja. Ek het gisterand verduidelik. Jy bly nog steeds 'n ouer. Nog steeds jou pa. En as ons wat nie papas en mamas het nie, ons bly nog steeds kind, ons is God se kinders. Amen. The next portion, verse 31 to 33, discipline as a means of correction. Later verses explicitly state that God's grief is temporary and is not His ultimate will. For no one is cast off by the Lord forever. Though He brings grief, He will show compassion. So great is His unfailing love. For He does not willingly bring affliction or grief to anyone. The discipline is for their good and not for their ultimate destruction. Dit is die doel van dissiplinering, om jy terug te bring. As jy nie gedisciplineer word nie, gaan jy op 'n afgrondpad gaan. 'n Afgrondpad van destruction. Wat is destruction? Vir totale vernietiging. As jy nie gedisciplineer word nie. En dan die laaste, the call to return, verse 40 to 41. This recognition leads to a call for self-examination and repentance, signaling the path forward, path toward renewed relationships. The people are to search and examine our ways and return to the Lord. Laat ons weer naspeur en dit soek en ons tot die Here bekeer. Laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree en ons was wederstrewig. U het nie vergewe nie. Laat ons harte tot die Here neig. Wat sê hy, 2 Kronieke 4 vers 7, nee? If my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will heal their land. As my volk hulle self verootmoedig en na my keer, sal ek hulle land genees. Deuteronomium 28. As jy die Here se wette nie onderhou nie, gaan jy gedisiplineer word. Amen. Amen. Maar daar is hoop te midde van 'n donker wolke wat saampak. Amen. Ons moet net toelaat dat wanneer ons gedisiplineer word, dat ons dit sal aanvaar en sal terugkeer. Laat ons weer naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. En laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree. Ons was wederstrewig. U het nie vergewe nie. Here, vergewe ons. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Vader. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon geleer het van u dissipline. En Here, ek vra dat u ons sal vergewe, dat u ons sondes sal wegvat en ons weer sal
rein en heilig maak voor U aangesig. Vergewe ons, waar ons miskien sonde doen wat ons wetend of onwetend, Here. Maak ons rein en heilig, maak ons klere rein, Here. Was ons witter as sneeu. En Here, wanneer ons deur die dissipline gaan, Here, dat ons dit sal aanvaar, en dat ons dit sal deurstaan, Here, dat ons ook sal weet dat saam met die dissipline bly U steeds lief vir ons. U gooi ons nie weg nie. Amen. Dankie, Vader. En dankie, Here, dat U met ons is en dat U ons seën en ons oorvloedig wil seën, Here. Omdat U ons so inniglik lief het. And thank You that Your mercies are new every morning. Die seëninge is nuut elke oggend. Help ons, Here, dat ons oë op U gerig sal hou, Here. Dat ons swakke hand nie sterke hand sal vashou nie. En dat ons laag en op ons knieë sal bly voor U aangesig. Maak ons rein en heilig, Here. Dankie, Jesus, vir die goedheid, U guns, U genade. En Here, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat ons sal onthou, dat ons oë kan opslaan na die berge toe, want ons hulp is van U, wat hemel en aarde geskaap het. Dankie daarvoor, Here. Bid vir elke persoon hier so vanmôre, elke persoon wat nie hier is nie, elke persoon wat aanlyn gaan kyk, dat Jy sal seën, dat Jy grondgebied sal uitbrei, dat Jy tentpenne sal vaslaan in U fondasie in Here Jesus. En wanneer die storms kom, dat die tent nie sal weggeswaai word, dat ons woning nie sal omgeslaan word. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Ons loof en ons prys daarvoor. Vader, ons bid vir elke persoon wat gee, dat Jy ook sal seën daardeur. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Dankie julle, dankie dat julle ons aanlyn gaan kyk en mag die Here met julle wees. Amen.